In him we have redemption. In him we are chosen. In him we belong. In him we are one. For in him we live and move and have our being. Goeienaand en welkom vanaand hier by Dr. Littleton van my kant af. Dit is so lekker om saam met julle te kuier. En vandag was 'n bietjie somer weer, né? Maar as ons uitstap, gaan ons weer beleef. So ek hoop jy jou baadjie saambring. Luister, jy gaan in 'n oomblik as jy nou klaar het nie, so 'n papiertjie kry. Nou, hier's die amazing ding van hom, jy gaan hom net vashou vir nou, okay? Jy gaan hom net vashou vir nou. Maar hier's iets opgeskryf en jy kan nou maar probeer soos wat jy wil om te probeer kyk wat daar opgeskryf is. Jy gaan dit nog nie sien nie. Okay? Dis nie iets wat ek in die middel van die diens magically op die papiertjie gaan kom laat appear nie. Okay? Ek is nie 'n magician soos dit nie. Toe ons by daai les gekom het, toe het ek kop uitgetrek, weet ek. Toe ek het soos van nee, wat hierdie is nie lekker nie. Maar vir nou is dit versteek. Jy kan dit nie sien nie. Eers wanneer jy, en moet dit nie nou doen nie asseblief nog nie. Eers wanneer jy die boonste laagie afkrap, gaan jy kan sien wat hier staan. Nou ek wil vir jou vandag sê dat dis presies hoe God se waarheid werk. Jy skep nie jou insluiting in Christus nie. Jy verdien dit nie. Jy kom nie by 'n plek waar jy besluit wat jou identiteit is nie. Jy ontbloot dit net. Dis al wat gebeur. Dis so mooi om te besef dat die evangelie is 'n ontdekking. Dis 'n openbaring van wie jy is. Maar hier's gou die mooi van dit. En ek wil hê jy moet hierdie saam met my lees. Want die mooie is dat ons is al reeds in Christus. Maar ek lees hierdie raak in my voorbereiding wat sê, we don't create truths. We uncover them. We don't create truths. We uncover them. Nou, van julle is nog jonk genoeg om te onthou, jou ouers het vir jou die volgende gesê, die waarheid sal altyd uitkom. Okay? Die waarheid sal altyd uitkom. Van die ouers sê dit nou vir hulle kinders. Nou hier's die groot mooi ding. Moet jy daai waarheid gaan manufacture of is dit 'n feit wat uitkom? Dis iets wat net uitkom. Dis nie iets wat jy hoef te gaan maak nie. Maar sien, leuns moet opgemaak word. Leuns moet gemanufacture word. Maar die waarheid sal uitkom. En hier's die groot ding vir my. My hoop en verwagting vanaand vir jou is dat jy deur sy woord en deur sy Heilige Gees die waarheid sal agterkom, maar ook die leuen wat die waarheid toesmeer sal ontdek. Sodat jy weet wat is dit wat ons moet afbreek. Okay, so ek gaan vir jou een van die leuns gee en in jou lewe is daar dalk 'n klomp leuns wat die vyand vir jou kom gooi en ons gaan vanaand daarmee deel. Is jy reg hiervoor? Okay, want is jy reg dat die waarheid uitkom? Okay. So ek wil hê jy moet saam met my eers gaan kyk wat is die leuen. En ons gaan in die volgende reeks gaan ons stil staan. En dis incredible. Ons gaan stil staan in Romeine en in 3 weke gaan ons Romeine 5, 6 en 7 en 'n stukkie van 8 doen. Nou, ek moet vir jou sê, ek het laas jaar met my manneselgroep op Vrydagoggende het ons Romeine 8 deurgewerk vir 'n halwe jaar lank en nie klaar gekry nie. Okay, so dis 'n diensboek
En ons gaan binne 3 weke dit doen. So ek wil jou regtig aanmoedig om saam met ons hierdie te doen, maar lees gou saam met my Romeine 5 vers 14 wat die volgende sê. Adam is a type of him, Christ, who has to come. Adam is a type of him, Christ, who was to come. Nou, hier's gou 'n bietjie van die leen. En ek wil hê jy moet gou die volgende saam met my besef. Adam was gemaak in God se beeld en sy gelykenis. Okay, ons lees dit in Genesis. Maar Adam se bedoeling was om my en jou in te sluit in God se plan vir die mensdom. Dit was die bedoeling, dat hy dit gaan doen. Maar as gevolg van sy sonde, het hy ons ingesluit in sonde, in dood, in rebellie, in gebrokenheid. En dat 'n leuen ontstaan oor my en jou lewe. En ons lees in Romeine 3 vers 23 hierdie sonde wat nou daar is as gevolg van Adam. Vat ons weg, skei ons van sy heerlikheid. Hier is die groot ding. Ek wil hê jy moet gou prakties saam met my in hierdie dink. En kyk na jou wêreld, kyk na jou lewe, kyk na dit waar jy deurgaan. Dit wat jy sien om jou, maar ons lewens is 'n konstante toestand van oorlewing. Ons wil dit net maak. Ons wil net survive. Mense is vasgevang in vrees. Ons lewe in 'n vaderlose wêreld. Ons is by 'n plek waar verslawing en korrupsie is die norm. Dit klink vir my baie na dit wat Adam veroorsaak het. Skuld, skaamte en seer. Ons is konstant besig om onsself te probeer justify. Ons is konstant besig om te probeer meer presteer sodat ons hierdie skeiding wat ons beleef tussen ons en God net kan kleiner maak en my gebede gaan net tot by die dak en dan weet ek nie hoekom nie en iets is dalk fout met my. Dis die leuen. Dit is die leuen. Ek wil hê jy moet die leuen raak sien vir wat dit is. Leuns word vervaardig, word opgemaak. Waarheid word geopenbaar. Die leuen is dat ek en jy onder die mag en tekortkoming en toestand van Adam leef. Die leuen is dat die mensdom glo dat Adam, omdat hy die eerste mens was, is ek en jy gebore uit Adam uit, in sy beeld en sy gelykenis. Nou daar's mense wat teksverse kom gooi om te sê, ja sien, ons is gemaak in die beeld van Adam. Dan sê ek vir jou, dis 'n leuen, want die Bybel sê dit nie. Die Bybel sê, as gevolg van sy sonde, het die hele mensdom onder sonde verval, maar ons identiteit, ons oorspronklike design, was nooit onder Adam nie. Ek lees hierdie incredible ding raak in Genesis 9 vers 6. Nou, gou konteks van Genesis 9, dis na die sondeval. Okay? Dis 'n plek waar God sê, Noag, bou 'n ark, ek gaan die wêreld verwoes. En ek wil hê jy saam met jou gesin, saam met baie diere, moet op 'n bootjie klim, nee, baie groot skip, op 'n ark, en dan gat julle. En dis die moment waar hulle hierdie ongelooflike mooi beeld kry van God af, die reënboog. Maar die belofte is dat hy nooit weer hierdie sal doen nie. En Genesis 9 vers 6 sê die volgende, dis die volgende woorde, okay? For in the image of God, he made man. Dis na die sondeval. Dis na Adam. Dis 'n uitspraak oor my en jou, nog steeds. Dat ons in beeld en gelykenis van God geskape is. Dis vir my net incredible om te sien hoeveel mense glo dat ons lewe in 'n wêreld
wat onderhewe is aan 'n sondige natuur. Ons is nie meer nie. Sonde is daar. En dis 'n realiteit. Dit is so. Maar jy doen sonde. Jy is nie 'n sondaar nie. As jy in Christus is jy nie 'n sondaar nie, jy doen sonde. Maar God sien ons anders. So dis die leuen. Dis wat toegeplak word oor die waarheid. Die leuen is dat die vyand 'n groter mag het oor jou as wat God se inspraak in jou lewe het. Die leuen is dat ek moet nou ewe skielik bang wees vir die vyand want hy is almagtig. Nee, hy is nie. Die leuen is dat ek moet myself probeer afsloof om net guns by God te wen. Nee, jy hoef nie. Die leuen is dat Jesus het vir ons sonde gesterf, maar as ons hom net mooi vra om ons sonde vergewe, dan sal hy ons weer skoon kom was en dan moet ons weer mooi probeer leef sodat ons nie weer vuil word nie, want dan moet ons weer teruggaan en weer vergifnis vra, want dan gaan hy weer ons skoon was en dan is ons weer vir 'n rukkie skoon. Dis 'n leuen. Jy verdien nie wat Christus oor jou uitspreek nie. Maar hy het jou gekies. Sien, in Adam het ons net probleme. In Adam is daar altyd 'n gesukkel. In Adam is daar altyd 'n plek waar ek gaan dit nie maak nie. In Adam is daar skaarsheidsmentaliteit. Dis nooit genoeg nie. Ek is nooit genoeg nie. Maar ek het vir jou 'n oplossing vanaand. Want ons 'n waarheid wat al lankal onder hierdie leuen staan. 'n Waarheid wat nie gaan verander nie. En die waarheid is dat jou identiteit en my identiteit in Christus is. En wat dit beteken, gaan ons in die volgende paar weke bietjie oorkuier. Wat die praktiese uitspeel van dit is. Ons het 3 preke oor die volgende 3 weke. Maar ons het nie net 3 preke nie, wat ons ook het, ons het elke dag vir jou 'n Bybelstudie stuk wat jy kan doen saam met ons. Daar gaan 'n video wees op ons social media, op YouTube. Jy gaan dit saam met ons doen. Meer as dit, as jy nie deel is van 'n groep nie. Hulle het nou gepraat van die young adults wat op Woensdae bymekaar kom. Hulle gaan deur hierdie gesels en as jy nog nie deel is van so iets nie, wil ek jou regtig aanmoedig, word deel van dit en daar's 'n QR-kode wat jy kan scan om deel te word van dit, want jy gaan nie hierdie alleen kan deurmaak nie. Ek wil hê jy moet besef dat ons wil in die volgende paar weke hê jy moet hierdie ontdekking maak van wie jy werklik is. Nie wat die wêreld of wat die vyand oor jou sê of wat jy dink oor jouself nie. Maar wat Christus se uitspraak oor jou is. En ek wil hê ons moet vandag bietjie begin ontdek wat dit is. Paulus kom skryf verder in Romeine 5 en ek wil hê jy moet saam met my gaan na Romeine 5 vers 17 toe. Wat hy die volgende skryf, hy sê, "For by the trespass of the one Adam, death reigned through the one Adam." En dan hierdie beautiful woorde wat sê, "much more." Okay, met ander woorde, nie net dit kom wegvat nie, nie net dit kom ewenaar nie, maar meer, soveel meer, much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in eternal life through the one, Jesus Christ. Ek wil hê jy moet gou hierdie saam met my sien. Adam, of Jesus het nie begin waar Adam begin het nie. Jesus het nie by 'n plek begin en gesê, okay, maar daar waar Adam begin het, daar gaan ek ook begin. Ek word geskep en dan gaan ek nou hierdie beautiful lewe leef en dan gaan ek nou vir die res van my lewe vir julle wys wat dit is nie.
Jesus het gekom en hy het ons kom haal waar Adam ons gelos het. En waar is dit? In die dood. Jesus het jou kom uithaal uit 'n plek uit waar ons sou nie God beleef het soos wat ons hom vandag kan beleef nie. Ons sou nie by 'n plek gewees het waar ewige lewe 'n moontlikheid was as Christus nie gekom het nie. Hy kom haal ons daar uit daai gat uit dit uit wat Adam kom bewerkstellig het vir ons. En hy kom verander dit in soveel meer. Hy kom gee vir my en vir jou 'n oplossing, 'n waarheid. Ek wil hê jy moet besef dat Jesus het nie gebrokenheid vir my nie. Hy het nie aarde toe gekom en gesê, okay, maar weet jy wat, ek gaan nie te doen hê met al hierdie vuil in die wêreld nie. Ek gaan myself eenkant sit en ek gaan vir julle net wys, as jy so leef, dan gaan dit beter wees nie. Nee, hy het ingeduik in dit in en hy het dit kom regmaak. Dis wat hy kom doen het. Hy het siekes kom gesond maak. Hy het dooie mense uit die dood het opgewek. Hy het goed in mense lewens ingespreek wat hulle lewe verander het. Uit gebrokenheid uit dood uit in lewe in. En dis presies wat hy met my en jou wil doen. Jy sien, sonde was die heerser van die wêreld, met die klem op was. Dit is nie meer nie. Die leuen wat die waarheid toemaak, is dit die wêreld is waarin ons leef. Romeine 8 vers 3 sê vir ons juis, Jesus het gekom om die mag van sonde te breek, weg te vat. Hy het dit oorwin. Dit beteken die volgende: daar's 'n nuwe mag wat heers op die aarde. Christus. Sy heerskappy, sy koninkryk, sy geregtigheid. Wat is die implikasie op jou lewe? As jy dink jy moet jouself bewys om deel te wees van God se koninkryk. So met ander woorde, ek moet 5 uur opstaan elke oggend om te bid en Bybel te lees, want as ek nie dit doen nie, en ek skiep dalk een dag, dan is ek nie goed genoeg nie, dan is ek nie 'n goeie genoeg Christen nie. As jy dink dit is wie jy is, of moet wees, dan sê ek vir jou nee. Jy is al reeds ingesluit in sy uitspraak. Ek wil hê jy moet gou die volgende besef. Die waarheid is nie iets wat die Here van jou verwag wat jy nie is nie. Dis juis om te wys wie jy werklik is. En ons dink in Christendom en in godsdiens moet ons nou kom en ons moet iets anders word. Ek moet net wees net beter. Nee. Wees die uitspraak wat Christus vir jou gegee het. Leef in die waarheid. Ontbloot die leuen. Miskien is jy by 'n plek waar jy voel maar my verlede haal my te veel in. Die skuldgevoel van dit wat ek gedoen het, die lelik van dit wat ek gedoen het, ek kan myself nie vergewe nie. Kan ek vir jou vertel wat is die waarheid? Jy is ingesluit in dit wat Christus kom doen het, in sy genade. Dalk is jy by 'n plek waar jy sê, maar ja, ek is te ver weg. Ek probeer, maar hierdie Christendom ding werk nie vir my nie, want die wêreld oorwin my elke keer. Ek is soos Paulus wat sê, daai wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit wat ek wil doen, dit doen ek glad nie. Paulus kom sê mooi vir jou, wie sal my red uit dit uit? Christus. Wie het my gered uit dit uit? Christus. Wil jy moet besef, jou storie is reeds ingesluit in Christus se uitspraak. Jy is deel van sy storie. Maak nie saak wie jy is nie. Jy is deel van sy plan. Die mooie ding van hierdie waarheid is, dit was nog altyd daar. Word nie opgemaak nie. Maar een ding wat ek wil hê jy moet besef is,
Ons het sy genade nodig. Want soos ek gesê het, ons verdien dit nie. Maar meer as genade het jy ook geloof nodig in dit. En dit help veel, jy sê vir my, dis mooi hierdie, maar ek glo dit nie. Dis great. Jy het nodig om te besef dat dit is die waarheid. Want kyk, ek kan vir jou sê dis die waarheid, dis die waarheid, dis die waarheid. Jy vir my gaan sê jy jok. Jy jok vir my die hele tyd. Dan glo jy dit nie. Dan gaan jy dit nie leef nie. Maar hierdie is die waarheid. En dan wil vra worship team dat julle vir my sal opkom. Ek wil hê jy moet nou die papiertjie vat in jou hand. En ons gaan hierdie leen of dit wat hier oor hierdie staan nou afkrap. So jy kan dit nou doen. Want sien, dit wat daaronder staan was nog die heeltyd daar. Ek het dit nie ewe skielik net laat gebeur nie. Jy sou dit nooit gesien het as die boonste laag die hele dag gebly het nie. Dit lyk nou amper soos 'n bingo aand. Dit wat op daai papiertjie staan is 'n waarheid oor jou. Dit is wie jy is. Dis die uitspraak wat God oor jou maak en ek wil hê jy moet vanaand besef dit wat jy nou net met hierdie kaartjie gedoen het, dit is wat die Here met jou lewe wil kom doen. Dit wat 'n leuen is, wil hy kom afkrap, wil hy kom wegvat, wil hy kom verwyder uit jou lewe uit sodat jy dit nie meer sien of glo nie. Die leuen van Adam wat sê ek is 'n mislukking, ek is alleen, ek is nie genoeg nie. Wat ook al jou leuen is, jy weet wat die leuen is wat toemaak dat jy nie die waarheid kan glo nie. Daai leuen wil God vanaand kom wegvat vir jou. Hy wil dit afkrap. En sy waarheid nie vir jou kom deponeer nie, want dit is al reeds daar. Ek wil hê jy moet besef, deur dit wat Christus kom doen het, is God se waarheid oor jou lewe uitgespreek. Die oomblik toe God gesê het, dit is volbring, het hy die hele mensdom ingesluit. Almal is gebore uit Christus uit. Maar daar's soveel mense wat lewe met hierdie covering van leuns op hulle lewe. Jy is ingesluit in God se heerskappy. In sy genade. Nie omdat jy presteer nie, maar omdat hy jou liefhet. Nou as jy lees wat staan in Romeine 5 vers 5 en 6, wat staan such hope in God's promises never disappoints us because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. While we were still helpless, powerless to provide for our salvation. Een van die vertalings sê, while we were still sinners, at the right time Christ died as a substitute for the ungodly. Sal jy toelaat dat God jou leuen laag verwyder? Nou wil vra dat ons die huisligte sal afsit asseblief. Dat hy jou vanaand sal wys dat jou naam, jou identiteit, jou doel is reeds in Jesus opgeskryf. Die waarheid is daar. Die waarheid is daar. Jy is nie meer in Adam nie. Jy is ingesluit in Christus. En ek wil hê daar waar jy is, vat gou die grootste leuen wat jy glo oor jouself of wat mense oor jou uitspreek of wat jy weet 'n leuen is wat die waarheid toeplak. Die waarheid kom wegvat uit jou lewe uit.
En kom ons kom sit dit voor sy voete neer vanaand. Net soos jy daai afgekrap het. Sien hoe God dit vandag uit jou lewe uitkrap. Here, ons wil vanaand voor U kom staan en sê, dankie vir die waarheid wat U oor ons elkeen se lewens uitgespreek het. Dit wat U in U handpalm kom grafeer en kom skryf het, oor elkeen van ons. Dankie dat U elkeen van ons gemaak het met 'n doel, met 'n verwagting dat ons sal leef binne die konteks van U heerskappy, van U heerlikheid, van U uitspraak, U waarheid oor ons. Here, ons gebed is dat ons 'n lewe sal leef wat vir die wêreld wys wie U is. As gevolg van U woord oor ons lewens en U uitspraak oor ons lewens dat ons ingesluit is, o Vader. Here, dankie dat ons kan begin leer wat dit is om te wees wat U sê oor ons, dat ons begin leer hoe om te leef, presies wat U klaar alreeds oor ons uitgespreek het. Dat ons nie hoef probeer om beter te wees. Maar ek is genoeg, want U is my Vader en U het my gemaak. Here, dankie dat ons vanaand kan celebrate en kan reageer uit 'n plek uit waar ons nie slangetjies en leertjies speel en probeer om hierdie wêreld te maak nie, maar dat ons werklik by 'n plek is waar ons besef, ons is meer as oorwinnaars in Christus. Ons lewe 'n lewe van oorvloed. Ons loof U naam vir dit, o Vader. Ons sê vir U dankie. Dankie, o Heilige Gees, vir dit wat U besig is om te doen in mense se harte. Dit wat U besig is om af te trek, af te krap, te ontbloot, te wys. Dankie vir die revelation van lewe in ons, o Vader. Ons loof U naam vir dit. Amen. Ons gaan vanaand as 'n celebration, 'n song sing wat hierdie uitspraak maak oor jouself. Wat vir jou sê waar jy sit, waar jy is, wie jy is. En ek wil hê jy moet nie hierdie song sing as 'n ek wil eendag daar wees nie, maar jy moet hierdie song vanaand sing uit 'n celebration plek uit van ek weet wie ek is. Ek wil hê jy moet besef dat daar soveel leuns wat oor ons uitgespreek word, soveel leuns wat ons glo. Een van hulle is byvoorbeeld duister, donker. Wat is duister? Dis eintlik niks. Duister is die afwesigheid van lig. Dis wat dit is. En duister kan nie ontbloot word nie, want jy kan dit nie sien nie, maar lig, wanneer lig skyn, dan ontbloot dit alles. Dan wys dit alles. En ek wil hê jy moet vanaand opstaan en sing uit 'n plek uit waar ons leuns nie gaan produseer of manufacture nie, waar ons gaan by 'n plek kom waar die leuns wat oor ons uitgespreek is, ons gaan aflê en sê ek glo dit nie, ek staan nie op dit nie, ek gaan nie in dit vertrou nie. Here, maak nie saak hoe moeilik dit vir my is dalk nie, maar kom wys my die waarheid. Sien die woord sê, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Dis hoe sy lewe lyk. Dis hoe jou lewe in hom lyk. Want is waarheid wat geopenbaar word. Kom ons staan, kom ons celebrate dit wat die Here aan ons doen.